Hy sê vir Jesus, hoor wat sê hy? Dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. Ken hy skrif, 1000 maal gehoor, kon hom vir jou aanhaal, wat het die rower, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom. Maar weet julle wat tref my so hard, wat openbaar die Heilige Gees in my? Weet julle wat het hierdie man gesien? Hy het gesien dat Jesus se koninkryk is nie aards nie. Hy het nie gesê, Here, as jy nou gaan, waar ook al jy gaan, dink aan my nie. Hy het nie gesê, jy weet, as jy weer, Here, vergewe my net nie. Hy maak 'n verklaring hier. Onthou, die Israeliete het verwag, dat die Messia en hulle verwag nou nog, gaan 'n aardse koninkryk vestig. 'n Fisiese aardse koninkryk. Dis hulle verwagting. Dit is waarna hulle kyk. Dit is met wat hulle alles geïnterpreteer het en gekyk het en nou nog die Jode dit glo. Hulle wag vir 'n aardse koninkryk om te kom vestig word, God wat 'n aardse koninkryk. Nou vat ons hier en ons sien, hierdie man is 'n rower. So definitief nie 'n goeie. Hy sê, hy verklaar self, dat ons kry ons verdiende loon. Ek kry dit wat ek verdien het. So hy sê eintlik ek is skuldig. Hy sê ek het gedoen wat hulle gesê het ek gedoen het. En dit moes sleg wees. Verstaan jy, die feit dat hulle hom kruisig, beteken nie net, hy was uit 'n appel gesteel nie. Dat dit beteken, hy was sleg. So ons kan kyk dat dit was dalk nie 'n man wat in aansien was, of 'n man wat hoog op was nie. Dat hierdie man was dalk laag en min. Maar weet julle wat, en dit wys ons iets ongeloofliks, dat iemand wat sonder kennis, wat 'n rower is, 'n misdadiger is, wat weet hoe self in sy eie ellende en hoe vrot hy is, kan 'n verklaring maak, dat terwyl hy vir Jesus aan die kruis sien, dan besef hy, dat hierdie man is 'n koning, en hy maak 'n verklaring, dat sê, dat wanneer u in u koninkryk vandag ingaan, dink aan my. Hy maak 'n verklaring en sê, dat hierdie man se koninkryk is nie aards nie, dis nie fisies nie, dat hierdie